Ja, môre ouens. Maandagoggend na 'n ongelooflike interessante naweek in die volkspolitiek. Praat nou nie noodwendig van die breër politiek nie, hoewel die ding besig is om uit te kring daarna toe. So ja, ek gaan nou eers 'n bietjie 'n tydjie vat. My ou koffietjie kom drink hier op die stoep, ja. My ou blikbekertjie. Ek gebruik hom mos. My ou gunsteling bekertjie. Ek wou hierdie maandag afskop met 'n laaste video in my reeks oor vir wie jy nou moet stem. Net sodat dinge my kon overtake oor die naweek. En ja, daar's 'n ou spreekwoord wat sê 24 uur is 'n baie lang tyd in politiek en het hierdie naweek dit nie weer eens vir ons geleer nie. Goed. Ek verwys natuurlik na die Devin Hofmeyer insident wat toe nou oor die naweek heeltemal oopgebreek het en lyk my baie groot reperkusies in die toekoms gaan hê. Nou okay, kom ons kry gou basiese goed agter die rug dat mense weet waaroor hierdie video gaan. In kort. Rondom Saterdag as ek reg is, laat Saterdag het sekere lede van die UIM begin kapsie maak toe hulle agtergekom het daar is foto's in die omgang van hulle jeugleier Devin Hofmeyer waar hy 'n MK party vergadering bygewoon. Nie net 'n vergadering nie, 'n sogenaamde fundraiser. Dis daai wat hulle so hou en dan betaal jy nou vir 'n setel en hulle vuil nou goed op. Sê nou maar dierbottels wyn en whisky en skillerye en wat ook al die gewone fundraising events wat partye hou om hulle sakke te vul, benewens ander gelde wat hulle van ander plekke af kry. En ja, soos ek sê, die foto's wat toe die rond te doen is waar Devon en sy meisie, ou vrou, ek is nie heeltemal seker waar sy in prentjie inpas nie, dan lyk my aan die tafel sit of by Zuma homself of baie naby aan Zuma, in elk geval van die voorste tafels. Nou gewoonlik by sulke events, ek ken sulke events soos die palm van my hand, ek is seker letterlik deur honderde van die goed in my tyd in georganiseerde besigheidsvolkspolitiek en so meer. Hoe meer jy betaal, hoe verder voor in die saal sit jy. Ek was 'n stout ouetjie, ek het nie daarvan gehou om na die lang toesprake te hou nie, so ek het gewoonlik vir my so daar agter 'n seteltjie gekry. Ek in my tyd vir die aand, of toe ek nou nog met my eerste vrou getroud was, my eerste vrou, dat ek 'n bietjie kan uitglip, as die dinge vir my te boring raak. Maar die gewone loop van sake is dat hoe meer jy betaal, hoe verder voor in die saal sit jy. Veral as jy 'n eregas is, as jy op die spesiale eregastenlys is, dan sit jy nou gewoonlik redelik voor. Dit is baie duidelik uit die foto's dat hy redelik ver voor in die saal homself tuis gemaak het. Goed. En dit het natuurlik 'n baie groot ontsteltenis veroorsaak by die algemene UIM-lede, om die eenvoudige rede dat dit die party se credo was tot dusver dat hulle geensins sal saamwerk met die ANC, die EFF en by monde van Neil de Beer, die hoofleier, die MK-party, Umkhonto we Sizwe, die ou militêre vleuel van die ANC, die ouens wat bomme geplant het en Suid-Afrikaners opgeblaas het en 'n terreurveldtog in die 80s en voor dit gevoer het teen die sogenaamde apartheidstaat. Ja, daar is baie duidelik gesê, daar sal deur die UIM nie in alliansie of in koalisie met hierdie partye ingegaan word nie. Heeltemal te verstaan, ek verstaan Neil se plasing op die politieke landskap. Goed, hy kom self uit daardie agtergrond, maar hy het baie oop kaarte gespeel rondom sy posisie vis-à-vis die dinge van die verlede. Ek aanvaar dit, ek het nie 'n probleem met Neil nie. Maar sy party is uit die aard van die saak op die podium geplaas as 'n senter-regse party. Nie right-wing kakeklere stap in die straat, drink brandewyn regs nie, ons praat nou van normale politiek. Hy senter na die regterkant, nie senter links of ver links soos die res van die partye in Suid-Afrika nie. Ekskuus tog. Kom die koffiekies nou op. Wat natuurlik 'n baie goeie ding is vir die Suid-Afrikaanse politiek. Ons sit vir baie jare met 'n totale impotente Vryheidsfront Plus wat die enigste ouens is wat enigsins aan die regterkant vir ons enigiets probeer beteken en wat 'n totale klaaglike mislukking daarvan gemaak het. Ekskuus vir jou Vryheidsfront Plus, ek gaan maar 'n houtjie inkry teen julle waar ek dit ook al kan doen. Goed, maar teruggekom na die Devin Hofmeyer storie. So teen Saterdag aand toe breek die nuus rondom Devin en natuurlik het die koerante baie vinnig daarop gespring, spesifiek rapport. Ek is onseker wie die joernalis is wat die berig en rapport geplaas het, maar dit is toe natuurlik voorblad nuus Sondagoggend met foto's waar Devin en Nikita
Ek sien hulle hou nogal van lekker eet ook. Maar in elk geval, daar is so half gehunker. Ek kan sien, Devin wil nie regtig op hy foto wees nie. En Nikita kyk so met so vuil kyk na die res van die gaste. Pop hulle toe nou op die voorblad van Rapport. Rapport is bietjie stout, want hulle gaan sit 'n ou wat heeltemal onbekend is aan almal van ons, waar hy Zuma se hand soen, net so skuins bo Devin se kop. Die suggestie is nou, Devin soen nou Zuma se hand. Ek dink dis 'n bietjie moedwillig, julle moes nie sulke goed gedoen het, dit breek die geloofwaardigheid af. Sit net daar so eentjie, sit net daar so, moenie opklim nie, hoor. Breek so 'n bietjie die geloofwaardigheid van julle artikel af, maar okay. Dis maar die koerant, hulle gaan sensasie soek en dinge. Ek het die berig in die koerant gelees. Dis nogal redelik, moet ek ongelukkig toegee, want ek hou daarvan om die koerant 'n bietjie te bash. Maar ek moet sê, dit is nogal redelik, ek wil sê, neutraal geskryf. Hulle bloot maar net weergegee wat hulle op daardie stadium kon op die papier sit, wat die wye wêreld ingegaan het. En toe is die al los. Die hele Facebook, veral die regse en volkseie groepe wat en persone op Facebook, en ek sien TikTok is baie besig gewees, X, die ou Twitter was baie besig gewees, wat hulle selfs skaar regs, senterregs, dis meer die ouens wat waarskynlik die stemvee van die UIM sal wees, is toe up in arms, want vir hulle is dit hierdie absolute teenstelling, en dit is vir hulle hierdie wroging, dat Jonge Hofmeyer homself in die midde van Zuma en die MK-party gaan begewe het. Goed, UIM het baie vinnig gereageer, ek dink, hulle het nie eens veel van die keuse gehad nie, en hulle het hom sommer geskort. Nou wil ek net vir julle ook sê, ek respekteer ten volle die prosesse van die UIM intern, ek is doodseker dat hulle eie prosesse waar volgens hierdie ding afgehandel moet word. Tipies wat sal gebeur, dat as daar binne die orde van 'n party dat een of ander misconduct, wangedrag plaasvind, sal so 'n persoon, as hy veral in 'n bleiersposisie is en dis 'n ernstige geval van wangedrag, geskort word uit sy posisie. Dit beteken hy is afgedank nie, dit beteken hy is uit die kussings gelig nie, hy word net vir 'n gegeewe tyd, dan afhangend van hoe lank die ondersoek is, en gewoonlik tot by die dissiplinêre verhoor, uit sy setel verlos, kom ons noem dit maar so, en hy mag nie namens die party praat nie. Goed. Presies wat hier gebeur het, lyk vir my hulle interne prosesse werk maar op die klassieke basis van hoe dit gewoonlik sal wees, en hy is toe nou geskort. Daar is 'n formele persverklaring. Neil de Beer, die hoofleier van die UIM, het op sosiale media ook 'n mondelinge verklaring hieroor gemaak. Hy is geskort. Ek dink Neil het 'n bietjie, na my mening, bietjie verkeerd opgetree deur direk met die media te gaan praat in die vorm van Sakkie van Nuuspot. Ek het nou nogal die laaste tyd baie respek vir ou Sakkie gekry. Hy gee baie interessante nuus deur. Maar ja, ek dink Neil moes 'n bietjie terughou het op die nuusfront, op die mediafront rondom hierdie ding. Maar goed, dis my eie persoonlike mening. So dis die agtergrond hierso, dis die agtergrond. Wat weet ons as feite? Ons weet vir 'n feit, Neil het nie toestemming gegee of geweet dat Devin by hierdie fundraiser is nie. Hy het in soveel woorde dit beide vir Sakkie gesê. Dis hoe ek het weet, dis hoekom ek sê, Neil, miskien moes jy nie soveel op hierdie stadium al uitgegooi daar buite nie. Ons weet dit is feit. Ons weet ook dat die feit dat Devin daar was, nie vir Neil aanvaarbaar is nie. Hy sê dit ook in soveel woorde. Hy sê dat hy baie teleurgestel is, hy sê dat hy baie hartseer is, met ander woorde, daar is 'n groot emosionele ding vir hom hier rondom. Dit verstaan ek heeltemal. Ons weet dan vir 'n feit, soos ek sê, Devin was daar, hy ontken dit nie, inteendeel uit 'n plasing op sy eie blad gemaak, sy eie sosiale media blad. Nou ek sien hier's ouens op TikTok wat sê dis sy eie persoonlike blad, en daarom is dit 'n persoonlike aangeleentheid. Bullshit, man. Die politiek is altyd in die openbaar. Die oomblik as jy in politiek verbind word of aan groot besigheid, is jy maar altyd in die openbare domein. En daardie gegewe blad waar hy die plasings gemaak het, word deurgangs gebruik om sy politieke loopbaan en al sy ins en outs vir mense uit te stal. So nee, dis nie in sy privaatheid wat hierdie ding gebeur het nie. Jammer, die ouens wat probeer wal gooi rondom die ding. Goed, so hy ontken dit nie. Hy sê ja, dit is so. Hy gee verduideliking. Hy sê die ou of daai het vir hom 'n kaartjie gekoop om daar te wees, of dit nou die waarheid is of nie, sal ons nou nooit weet nie. En die feit van die saak is, dan sê hy, maar ek was in my private hoedanigheid daar, ek was genooi, ek was nou al by hoeveel van hierdie funksies gewees, en probeer veronskuld homself. En dan maak Devin die crucial fout, dan gaan hy in bekgeveg terug oor sosiale media, met van sy ondersteuners, van sy lede, mense wat vir hom sê, Devin, waarmee is jy besig? Ons almal weet mos nou,
die persone wat op daai foto's verskyn saam met jou is persona non gratas in die Suid-Afrikaanse volkslewe en die politiek. Wat op aarde loop maak jy saam met hulle, man? En dan raak hy in bekgevegte met hierdie mense betrokke wat na my mening ongelooflik onvolwasse en baie dom is. Ja, ek dink dit gaan om baie duur te staan kom. Ek sien daar sekere mense wat op Twitter hom ook aangevat het wat gesê het, maar Devin, ons is nog altyd hierdie groot ondersteuners van jou. Inteendeel, ons het selfs vir jou geld ingesamel toe jy met jou gat in die tronk gesit het. En nou wil jy kom lelik wees met ons. So, ek dink dit was 'n baie slim ding van Devin gewees nie. Maar goed, dit daar gelaat. Ons is terug by die feite. So die feite is baie duidelik dat hierdie ding plaasgevind het wat dissiplinêr 'n baie groot kopseer of oogseer geraak het vir die UIM as 'n party, want al hulle prosesse is nou in plek en in 'n persoonlike kapasiteit selfs die argwaan van hulle leier van Neil de Beer vir Devin op die hals gehaal het. Dis die ontploffing, ouens, dis die ontploffing. Nou goed, Neil sê die volgende, hy sê hulle proses is nog 'n redelike lang uitgerekte proses, dit duur gewoonlik so 2 weke in die toekoms in, wat effektief beteken Devin sal nie regtig kan verder enigstens 'n deel uitmaak van die kampanje voor die verkiesing die 29ste nie, as eenvoudig net nie genoeg tyd nie. So effektief is Devin in die politieke wildernis op hierdie oomblik. Ja, ons sal maar sien wat die toekoms inhou. Mense prys vir Neil, hulle sê Neil, jy het reg opgetree in hierdie situasie deur die ouetjie te skors. Ek stem saam daarmee. Ek stem saam. Neil kon 'n totale flater gemaak het en niks daaraan gedoen het nie, of dit probeer wegpraat het of wat ook al, en dit sou 'n totale politieke train smash vir die UIM gewees het. So hulle het reg opgetree deur wel op te tree. Maar nou moet ons ook baie regheid aan mekaar sê, 'n ding soos hierdie. Die golfies wat gemaak word is so groot, hulle het nie eens veel van 'n keuse gehad nie. So ja, dit moes maar gebeur het, maar wel, ten minste het hulle dan die regte besluit geneem, daarvoor moet hulle punte wen. Goed, ek wou vanoggend uitgekom het en van Neil de Beer kom endors het. Ja, maar ouens, ek kan nie. Ek kan bloot net nie. Neil, nie dat jy iets verkeerd gedoen het of jou party iets verkeerd gedoen het nie, maar jy het 'n crucial fout gemaak. 'n Crucial fout. Deur 'n mannetjie soos Devin Hofmeyer in julle midde in te neem en nie chaos te verwag nie. Persoonlike gevoelens agtergelaat. Ek het daartoe met sy gat in die tronk gesit het, gesê, ek is klaar, ek bys hom nie meer nie, ek hoef hom nie meer te bys nie. Hy ook het sy einde bereik in die volkspolitiek, in elk geval, hy's basies uitgeskop, wil ek amper sê, uit regse kringe, uit volks eie kringe uit. Hy moet nou maar in die partypolitiek ingaan, die Vryheidsfront Plus wil hom hê nie, hy het totale marakas daar gemaak, en later van die jare het hy sy eie organisasie, die Bittereinders, basies uitgejaag. Hy is ook geskort gewees vir wangedrag, beweerde wangedrag, moet ek by sê, en hy het die sagte opsie gevat en bedank. Ek het sy politieke loopbaan aan die einde gesien, en hier kom skraap julle om as 'n jeugleier in, en aanvanklik toe nie ouetjie goed, en hy begin praat sensible. Ek dink onder die goeie invloed van Neil, ek dink Neil is 'n beter pa vir Devin as sy eie pa Steve. Maar goed, dis nou heeltemal persoonlik. Ek dink nie 'n mens moet dit regtig na daardie vlak toe vat nie. Maar ek het nogal goeie goed in die ouetjie gesien en ek het hom alleen gelos tot een ding gebeur het, en dit was vir my nogal telling. Dit was vir my so die ou patrone van Devin weer terugkeer. Devin is baie geneig om waar ander mense harde werk doen en ander mense werklike impak maak, op die rug daarvan te klim, en as gevolg van sy fame en fortune en bekendheid, dan prys mense hom aan en sê, pragtig Devin vir wat jy gedoen het, maar hy vat die eer vir homself. Hy sal nie terugstaan en sê, nee, dit was nie ek nie, ek was maar net daar, of ek net gaan foto's neem, wat ek al nie. Hy teer en hy neem op daai publisiteit wat hy kan kry het ander mense. Hy leer dit by sy pa. Steve is baie bekend daarvoor. Steve het 'n hele loopbaan gebou op coversong sing en al hierdie goeters. So hy sien uit die voorbeeld wat hy geleer is. Dis 'n keer 'n voorbeeld gewees. En ek dink dit tot 'n baie diep te staan gekom, en die insident waarna ek verwys, wat vir my gesê het, Devin het nie sy ou streke gelos nie, was oor aardappels. Aardappels van hulle goed. Ek het gelees dat sekere landbouorganisasies en sekere charities 'n baie groot skenking, massiewe groot skenking aan aardappels gekry het. Kosteloos aan hulle gelewer, en dit is dan versprei tussen 'n klomp volksorganisasies om hulpbehoewendes te help. Pragtig ouens, daarvoor het ek die grootste eer en respek. Maar toe gaan lees ek Devin skryf op sy blad, en hy word ondersteun deur een van sy handperkies, maar dit was hy wat dit gedoen het.
terwyl hy glad nie betrokke was nie. Hy was maar een van die beneficiaries, hy was een van die ouens wat die hulp versprei het, en daarvoor, weer eens, pragtig, jy het reg gedoen, maar dan kan jy nie gaan beweer of ten minste suggereer dat dit jou inisiatief was en jy dit gedoen het nie, want dit is bloot oneerlik deur sulke goed te doen. En dit is my gesê, Devin is terug op sy ou paaie, indien hy ooit van sy ou paaie af was. En hier gebeur hierdie ding Saterdag aand, Vrydag aand, ek weet nie wanneer die funksie was nie. Goed, daar word nou baie gesê van dis in sy privaat hoedanigheid gedoen. Bullshit man, bullshit. As jy die jeugleier, jy is nie net 'n beampte nie, jy is nie net 'n lid nie, jy is 'n leier van 'n politieke party. Wat aan 'n verkiesing nou, 2 weke van hier af, minder as 2 weke van hier af, moet deelneem. So dag die 20 is binne 9 dae. Moet deelneem, en dan gaan jy na die fundraiser. Nie net 'n lekker cocktail, nie net 'n vleisbraai, informele vleisbraai met mense nie. Jy gaan na 'n fundraiser van 'n persoon of van party, 'n persoon en party, Zuma en sy is 'n party wat lynreg teen jou party is. Inteendeel, hulle bash, jy is jou party. En dan wil jy sê, nee, dit was nou my privaat kapasiteit. Julle kan nie 'n vinger vir my wys nie. Devin, as dit jou politieke lees is, as dit die vlak is hoe jy politiek lees, my maat, bly in die politiek, want dan is jy hyper naïef. Ek dink nie dis die geval, ek dink jy is maar net 'n bullshitter. Jy probeer bullshit jouself nou maar net uit hierdie ding uit. Jy weet, ons is aangevang, man. Gaan kyk na die foto. Toe jy besef, iemand neem 'n foto van jou, met sekere persona non grata rondom jou, gaan kyk na jou liggaamstaal. Jy het op daai oomblik besef, jy sit met kak. Jy het dit besef, ou maat. En dis hoekom jy wil bullshit daar uit. Dit het niks met jou privaatlewe hierdie ding te doen nie. Dit was 'n politieke funksie, 'n fundraiser van 'n politieke party, waar jy binne sigafstand, binne praatafstand van 'n man soos Jacob Zuma gaan sit. En ek weet die MK party probeer whitewash wat Zuma gedoen het. Man, Zuma is 'n kroek. Hy was aangekla van verkrachting, man. Hy is aangekla op honderde, indien nie duisende klagtes van korrupsie nie. Ja, sure. Daar word nou baie gesê van in terme daarvan, hy is nog nooit skuldig bevind in 'n hof aan daai goed. Dit is so. Maar ongelukkig is dit so dat grootskaalse bedrog in Suid-Afrika ten minste jare vat om te ondersoek. Niks sê hulle gaan hom nie aankla nie. Hy het geweier om voor die kommissies te gaan getuig wat juis aangestel is, die ad hoc kommissies om hierdie goed te ondersoek. As hy niks gehad het om weg te steek nie, moes hy net opgedaag het gesê het, "Jare ouens, I didn't know. Hierdie klomp Gupta's het agter my rug geld gesteel. Ek het nie geweet nie, maar dan het hy met 'n probleem gesit, want dan het hulle vir hom gesê, maar dan was jy nog nalatig ook." Okay? Zuma is nie 'n goeie ou nie. Mense kan maar op hulle koppe staan en dit deur hulle agterende vir my probeer vlieg. It's not going to fly. Zuma is nie 'n goeie ou nie. Die party, MK teen ons mense geveg, hulle het bomme geplant. Devin, 2 maande terug was jy 'n volksnasionalis. Oor die naweek gaan sit jy saam met MK in dieselfde spasie in neem deel aan 'n fundraiser. Is jy mal? Hoekom dink jy was die terugslag van jou eie mense so hard geweest? Want hulle sien dat of hierdie ouetjie is so naïef dat hy regtig nie weet wat rondom hom aangaan nie. Of hy's 'n blerrie skelm. En dis hoekom die terugslag so hard is. Okay. Ek wil die video kort knip op hierdie stadium. Soos ek sê, ek respekteer die prosesse van die UIM. Lyk vir my dit gaan in elk geval 2 weke in die toekoms of selfs langer in die toekoms in wees vir die storie gaan hang. Ek dink dit gaan gebeur nie, Neil. Hier's 'n krisis geskep en nie deur die media nie. Die media het maar gaan opklim. Soos die media maar altyd maak. Hulle probeer sensasie uit hierdie ding druk. Hier's 'n situasie geskep. Devin was so dom geweest dat hy daarvoor loop val het. Bygesê, dit blyk nou onteenseglik. Daar is sulke erkennings gemaak dat Nikita werk vir daardie kant. Kom ek stel dit so. As Lehou nie vanaand vir my kom sê, Skalk, weet jy wat? MK party het vandag my gebel, hulle sê ek moet hulle algemene sekretaresse wees, ek moet daar nie in die kantoor gaan sit, ek moet hulle dag tot dag taakies vir hulle hardloop. Het jy 'n probleem daarmee, sal ek vir haar sê, fok Lehou nie? Dis of ek, of die MK, dis so maklik soos dit. So as jy vir hulle wil môreoggend gaan werk,
Laat Rona vir ons die skeybriewe opstel, dan maak ons gou die dingetjie hier by die huis ook sommer klaar. Right? Dit is hoe ernstig ek hierdie ding sou gesien het. Ek weet Leonie sal nie sulke stront aanvang nie. Ek noem dit as 'n voorbeeld. Hoe op aarde kan jy verniel hê wat jou kom haal uit die politieke wildernis, jou amper kom red, vir jou nog 'n kans gee, vir jou mentor, vir jou op 'n baie hoër vlak sit as wat jy voorheen was, maar aan die ander kant deel jou vrou met die vyand. Daai goedjies gaan maar net nie lekker af nie, my omaat. Dit gaan maar net nie lekker af nie, maar dit vertel vir my alles van jou karakter. Vertel vir my alles van jou karakter. And it validates me. Validates me. Almal ken my probleem met jou. Baie jare. Almal weet hoeveel keer moes ek gaan vure doodslaan. En keer dat daardie burgeroorlog en bloed in die strate is gevolg nie. Vloei nie as gevolg van jou kak aanvang nie. Almal weet dit goed. En jy kook het oor die naweek wat verby is. Anyways, dit is my 5 sent. My stuiver in die armbeurs. Ek dink ek het genoeg gesels. Dit was al lekker gesels geweest. Dat ek gesien hier's 'n klomp passie en skalk terug. Ja, hier's baie passie en skalk terug. As goeie redes. Julle sal so die volgende paar weke begin agterkom hoekom. Maar ja, ek moes hierdie ding van my hart af kry wat ek het gedink. Ek kan nie iets sê nie. Julle ken mos nou maar van my. Ek is mos nou maar 'n stirrer. So ja, ek het lekker gestir volgende, nee. Of nie. Nou toe, lekker dag vir julle. Ek gaan vanaand nog 'n videoetjie maak. Miskien sal eers môre op my YouTube wees. Maar ja, tot dan, ek sien vir julle hoor.